ons lees uit die woord van die Here vanoggend. Die van u wat Bybels hier het, kan saam met my volg ook. En die Bybel wat ek gebruik is die 53 vertaling van die Bybel in Afrikaans. Dit is 'n Bybel sonder mites en legendes, waarop ons baie trots kan wees. Matteus 6, bladsy 1204 in hierdie Bybel. Matteus 6 vanaf vers 19 gaan ek lees tot en met vers 34. Tot en met vers 34. Voordat ons dan hierdie gedeelte uit die woord van die Here lees, kom ons bid eers saam. Almagtige Hemelvader, dankie dat ons hier by mekaar kan wees, Here, met verskillende emosies in ons harte dalk. Miskien is daar by party 'n bietjie heimwee. Miskien is daar by party heelwat opgewondenheid. Miskien is daar vrolikheid en gejubel. En ek kom bid, o Vader, dat u dit sal stilmaak in ons gedagtes, en dat u ons gedagtes so sal bind, dat dit weg sal wees van die wêreld daar buite. En dat ons sal fokus op u woord, en dit wat u woord vir ons wil sê vanoggend. En dat u deur u Heilige Gees ook hierdie woord sal openbaar, dat dit nie mense woorde sal wees nie, maar dat ons u woord duidelik in ons harte sal hoor, dat dit sal inbrand, dat ons dit nooit sal vergeet nie. Dit bid ek in Jesus se naam alleen. Amen. Jy sal sien die opskrif, daar is die bergpredikasie, die skat in die hemel, gesonde oog, die twee Here en kwellinge oor die lewe. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel, waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Niemand kan twee Here dien nie. Want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Daarom sê ek vir julle, onthou Jesus is aan die woord, hy sê, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet, en wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel, en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie, en hulle maai nie, en hulle bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is hulle nie baie meer werd? Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie tog onder julle kan deur om te kwel een el by sy lengte voeg? En wat kwel julle oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei en hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word so bekleed, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges. Daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie,
want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet, dat julle al hierdie dinge nodig het. En dan sê die Here Jesus in vers 33, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Kom ons sing nou saam, weer 'n keer, Psalm 299, soos wat dit daar op blaadjie gedruk is, 2 verse, pragtige woorde. Ek weet verseker, Jesus is Heer. Kom ons doen dit staande, as klaar gesing het, kan jy weer die sitplekke inneem. Teksvers vir die prediking vanoggend is vers 33, waarin die Here Jesus sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. En as ek dit net vandag kan verduidelik, die tema van die prediking vanoggend is ook soek die Here. As ek dit vandag kan verduidelik, ek wil probeer natuurlik onder inspirasie van die Heilige Gees om hierdie gedeelte wat die woord van die Here sê met die prediking in 'n tassie te pak. Dink maar aan jou skooltassie. Destyds toe ek graad 1 is, het ons nie 'n tas gehad wat ons oor die rug gedra het soos vandag se dae nie. Ons het hom maar aan 'n ou Pep Stores handvatseltjie in die hand gedra. So dink aan 'n tassie. En die handvatsel van hierdie tassie kom hier uit Matteus 6 vers 33, wat sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Dit dan die woord van die Here, en mag dit ook geseënd wees in elke een van ons se harte. Broers en susters, jong mense, vriende, kan ek sê, ek ken nie almal van julle so goed nie, maar ek dink, ek sou kon sê, julle het ambisie.
En ek dink die meeste van julle weet ook wat beteken die woord ambisie. Baie mense is ambisieus en as ek dalk van die Afrikaner volk iets kan sê, die Afrikaner is by uitstek 'n ambisieuse volk. Dit is nou maar net so, kan tientalle voorbeelde daarvan noem. Ons sien dit in werklikheid oral rondom ons. En ek dink, ek glo, die onderwysers sal ook vir my kan sê, ook ouers, hoop ek, sal vir my kan sê, hier is 'n klomp jong mense by mekaar, wat hard werk op skool, sodat hulle na skool nog verder kan leer, by een of ander instansie, soos Soltech miskien, as ek nou name kan noem, niemand het my betaal om iets vir hulle te adverteer nie, hoor, Soltech of een of ander universiteit, miskien hier in Suid-Afrika, of selfs ook oorsee, of sommer hier op die oppervlak. As jy meen, en dink 'n bietjie daaraan, as jy meen, jy wil goed vaar met atletiek, of met netbal, of met rugby, dan oefen jy hard. Dis wat ambisieus beteken. Jy oefen hard om fiks te word. Jy oefen jou tegnieke. Jy kyk miskien video's van atlete of van spelers op YouTube, of jy lees daarop oor die internet. Nie waar nie. Ons mense doen baie dinge om onsself te verbeter. En mense word gemotiveer deur verskeie aspekte in hulle lewens. Miskien kan ons vanoggend vir mekaar noem kultuur, omstandighede, gebeurtenisse in jou lewe. En natuurlik, wel, die dominee moet dit sê, en wil dit graag ook sê, geloof, nie waar nie. Maar om nou 'n lang verduideliking kort te maak vanoggend, die fokus van hierdie motivering, hierdie ambisie van ons, kan net een van twee wees. Die grondslag daarvan. Of, eerstens, 'n mens fokus op jouself, op die mens self, of 'n mens fokus op Jesus. En dit is waarvan die teks ook vanoggend praat. Of 'n gedeelte, moet ek sê, daarvan verduidelik. Baie mense reken, hulle kan meer geld verdien as hulle harder werk. In ander woorde, baie mense is daar in die lewe wat hulle self wil verbeter, sodat hulle finansiële omstandighede kan verbeter. Die poging is nie in die eerste plek tot verheerliking van God se koninkryk nie. En dink vir 'n oomblik aan jou eie lewe. Wat is jou fokus in die lewe? Is jou fokus op jouself? Of is dit werklik waar op die Here Jesus? Maar goed, ons kan seker vir mekaar sê, dis belangrik om geld te hê, en ek stry nie daaroor nie. Want daarmee koop ons die lewensmiddele wat ons nodig het om te kan bestaan, om kos te koop, om klere te koop. Ek wil vanoggend daardie opmerking so 'n bietjie uitdaag en vra, is dit nodig? Is geld regtig nodig vir hierdie dinge? Baie mense dink geld maak deure oop. As ek geld het, dan kan ek vir my, miskien, om net 'n paar voorbeelde te noem, kan ek miskien vir my 'n nuwe motorkar koop. En so vir die jong manne onder julle tong in die kies kan ek sê, die meisies hou van ouens met karre. So as ek geld het, dan kan ek nie net 'n kar kry nie,
maar ek kan daarom ten minste ook 'n gawe meisie kry. Mense dink geld gee jou mag. En baie van daardie mense misbruik daardie mag wat hulle dink wat hulle het. Maar die groot struikelblok van geld is dat dit mense onafhanklik maak. Mense begin dink hulle die Here nie meer nodig in hulle lewens nie. As ek nie kos het die dag nie, dan koop ek dit, want ek het mos geld. En as my kar breek, dan koop ek vir my 'n ander ene, want ek het mos geld. En as ek siek is, dan betaal ek 'n dokter of sommer 'n hele paar dokters om my gesond te maak, want ek het mos geld. En so raak die Here weg in sulke mense se lewens. Geld neem die plek van God in. Ek sê nie dit gebeur met almal nie. Ek praat van oor die algemeen. Luister 'n bietjie wat sê die Bybel verder. Ek gaan nou na die Ou Testament toe. Wat sê Jesaja 55 vers 1 en 2. Dis in werklikheid baie bekende verse uit die Ou Testament. Daar sê die Here, almal wat dors het, kom na die waters. Dit klink amper soos Psalm 23 se woorde nie waar nie. Maar dan sê hy, en wie geen geld het nie, kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder prys wyn en melk. Waarom weeg julle geld af vir dit wat geen brood is nie? En julle arbeid vir dit wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my, sê die Here, en eet die goeie. En dan fokus hy bietjie meer gekonsentreerd. Hy sê, en laat julle siel hom in vettigheid verlustig. Nou die siel, ek dink ek hoef dit te verduidelik nie. Die psalms praat baie daarvan, die siel praat van jou innerlike wese. En die siel praat van jou siege. En hier staan dan eintlik geskryf, die Here wil hê, jou siel moet oorvloedig hê. In die, hoe het ons gelees, om in die vettigheid verlustig. So baie mense verstaan nie om met geld te werk nie. Ek bedoel, of ek probeer sê, om op 'n Bybelse manier met geld te werk nie. En dis belangrik dat ons wat kinders van die Here is, soek in sy woord. En die Bybel moet ons probeer uitvind hoe ons met geld of met materiële besittings moet werk. En kan ek net vandag noem, ek wil julle nie verveel vanoggend met geldpraatjies nie. Ek gaan nou na die punt toe kom. Die Bybel het vanoggend vir ons 'n hele paar dinge uitgewys oor besittings of oor rykdom, of liewer om Jesus se woorde te gebruik, skatte. Want skatte is 'n beter woord. Onthou, dit kan selfs mense insluit, nie waar nie. Julle sal weet, party ooms, tannies wat getroud is, sy oom vir die tannie sê, my skat, of my skattie, of my skattebol, dit sê die tannie dalk vir die oom ook, so noem hulle mekaar. En die Here Jesus sê ook, dat dit geregtigheid is, om reg met skatte, met ander woorde, dinge wat vir ons belangrik is, te kan werk. Nou geregtigheid is dalk weer 'n groot woord, wat onder andere sê, dit is die wil van God. Ek sal die woord geregtigheid nou verder verduidelik, maar ons kan vra, wat is God se wil dan, oor die skatte in my lewe? Ons kan miskien vanoggend vir onsself vra, hoe gaan ek my toekoms beplan?
Wat gaan my fokus wees? Hoe gaan ek die wil van die Here doen? Kom ek vra 'n bietjie anders. Hoe kan ek dit regkry om die Here gehoorsaam te wees en dan te koop sonder geld? Maar die gedeelte wat ons gelees het, net om so 'n bietjie meer konteks te gee, en jong mense weet presies wat beteken die woord konteks, want ek sal dikwels miskien vir my kinders vra iets wat hulle nie mooi verstaan nie, en dan sê hulle nie vir my, hoorie pa, maar ek verstaan nou nie mooi nie. Hulle sal sê, kom met bietjie konteks. So, nie dat hulle my nie ook respekteer nie, maar 'n bietjie konteks te gee, agtergrond te gee. Hierdie gedeelte kom uit die bergpredikasie, die bergpreek van die Here Jesus. Dit was die heel eerste preek wat hy gegee het of gelewer het toe hy op aarde was. En julle kan nou vir jouself dink, as dit die eerste preek is wat Jesus op aarde preek, dan moes al hierdie dinge vir hom ontsettend belangrik gewees het. Al die dinge wat hy in sy lewe hier op aarde gedoen het, was uiteraard natuurlik vir hom belangrik. Maar as hy dit in 'n preek moes sit en moes konsentreer, en veral as hy die heel eerste een was, dan dink ek, kan ons sê, hierdie was dalk vir hom die belangrikste, sê ek versigtig en met respek, belangrikste ding. Maar nietemin, ons noem dit so, omdat Jesus, toe hy hierdie preek gelewer het, teen die berg opgegaan het, en die mense was saam met hom gewees, en hy het net bietjie hoër gegaan. Sy het eintlik die berg as sy kansel gebruik. Mense het hier teen die hang van die berg gesit, en geluister, hoe dat hy preek. En 'n baie besonderse tema, reg deur die bergpreek, en julle kan maar gaan kyk, gaan lees dit, van Matteus 5 begin dit, en dit eindig by Matteus 7, 'n belangrike tema reg deur die bergpreek, is geregtigheid. Nou geregtigheid, om dit net vinnig en kort te verduidelik, geregtigheid gaan oor reg en verkeerd. Hoe moet elke ding in my lewe gedoen word, sodat dit ook regverdig sal wees voor God? Maar ek moet ook vir julle sê, uiteindelik as ons daaroor redeneer, dan kan ons net regverdig word voor God in en deur Jesus Christus. Want dit is Jesus wat vir ons pleit by God die Vader, om ons te vergewe vir dit wat ons verkeerd gedoen het. En daarom sal ons sê ook, miskien het julle dit al iewers gehoor, Jesus is ons geregtigheid. Maar, wil ook by sê, ons het toch verantwoordelikheid om te soek na dit wat reg en verkeerd is, nie waar nie? Want in dieselfde Matteus 11, wat ek waarna ek van tevore verwys het, ek kan julle maar gaan lees, dis van die wonderlikste woorde, nie dat enige een van die ander woorde in die Bybel nie wonderlik is nie. In Matteus 11, in Matteus 11 sê die Here Jesus ook, leer van my. Waar gaan jy van Jesus leer? Nie heeltemal by die onderwyser, by die skool nie, dat ek sê nie alleen by die onderwyser of by die skool nie. Uit die Bybel. Dis die eerste plek waar jy moet begin om te leer van Jesus. Hy sê dit self vir ons. Ons het 'n verantwoordelikheid om te soek na die geregtigheid van God, of iets reg of verkeerd is. En daarom sê die Here Jesus in Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En dit beteken dan, soos wat ek verduidelik het, ons moet soek na God se wil. Ons moet na God se wil soek in elke ding wat ons doen in hierdie lewe. Wat sê die Here oor werk, oor skoolwerk? Wat sê die Here oor my ouers? Wat sê die Here, hoe moet ek teenoor ander mense optree? En vanoggend het ons gehoor wat Jesus sê oor ons bestaan
in hierdie wonderlike koninkryk van God. En ons het basies 3 dinge gehoor. Here Jesus sê, moenie skatte op aarde bymekaar maak nie, maak skatte in die hemel bymekaar, en dan sê hy, soek die koninkryk van God en sy geregtigheid, en dan derdens, ek dink julle het dit ook mooi gehoor, hy sê, sal jy alles sê wat jy nodig het. Ek sê dit in my eie woorde, ons het 'n lelike woord wat ons sê, ek parafraseer die Bybel. Al hierdie ander dinge sal ook vir jou bygevoeg word. Kom ons begin met die eerste een. Hoekom sê Jesus, moet 'n mens nie skatte op aarde bymekaar maak nie? Sien, hierdie is eintlik 'n oeroue probleem van die mensdom. En ons noem dit gierigheid. Die tyd toe Jesus op aarde was, het mense al rykdom en skatte begin bymekaar maak. Geld het hulle begin beheer, geld het mag gekry oor hulle. En dit het met verloop van tyd die fokus weggevat van die Here af. Want die skatte het die plek van God ingeneem. Dit het in werklikheid mense se afgod geword. En wanneer ons verder kyk na wat die Here Jesus sê, dan sien ons ook, en ek weet nie of dit julle opgeval het nie, dan hoor ons ook van hierdie amperse eienaardige insetsel van die oog, wat die lamp van die liggaam is. En wanneer mense die eerste keer lees, of die eerste keer hoor, dan kan 'n mens dalk die indruk kry, dat dit nie by hierdie gedeelte pas nie, want wat het die oog as lamp van die liggaam met geld en besittings en skatte of rykdom te maak? Maar Jesus maak 'n baie wyse en 'n merkwaardige opmerking. Kom ek verduidelik dit. Ons is in hierdie gebou. Hierdie is alles logika. Dit is eintlik wetenskap, fisika. Ons is in hierdie gebou en hier's lig in hierdie gebou. So 'n voorwaarde om te kan sien is lig, nie waar nie. Ek bedoel, as ons in die aand hier sit en dis nog boonop donker maan, dan sal ons mekaar net kan hoor. Ons sal mekaar nie kan sien nie waar nie. Dis tog logies. Nee. Maar daar's nog 'n voorwaarde daarvoor om te kan sien. Jou oog moet reg kan werk. As jou oog reg werk, dan beteken dit jou oog kan die lig gebruik sodat jy kan sien wat hier binne aangaan. En dis hoekom ek sê dis lekker fisika. Jy sien waar die deur is om in te kom en jy sien waar om te loop om nie in 'n bank vas te loop nie. Jy sien miskien waar jou sitplek is om te sit. In ander woorde, jy moet ten minste lig wees om te kan sien. En baie belangrik, jou oog moet reg kan werk. As jou oog nie werk nie, al is daar baie lig in hierdie gebou, dan is die hele liggaam donker, want die oog werk nie. Maar goed, dit bring ons nog steeds nie by die skatte uit waaroor die Here Jesus gepraat het nie waar. As ons bietjie verder kyk in die Bybel, in die evangelies, Lukas 11 en 12, net ter verduideliking, Lukas 11 en 12, is daar 'n soortgelyke gedeelte wat ook praat oor skatte en besittings ensovoorts. En daarin sê die Here Jesus, wees versigtig vir gierigheid. Dis nou 'n woord wat ek ook al genoem het, wees versigtig vir gierigheid. 'n Mens het 'n innerlike begeerte of 'n afhanklikheid na besittings of na geld. En hierdie begeerte het die krag, sê Jesus, om 'n mens geestelik blind te maak. Blind vir jou eie gierigheid. En kom ek nou maar ook sommer eerlik met julle wees, of laat ek eerlik wees, mense wil ook nie regtig na preke oor gierigheid luister nie, omdat dit vir hulle vervelig is. Van baie mense dink, hulle is nie gierig nie. Dis altyd ander mense. Dis altyd ander mense wat gierig is. Ons dink
dis al wat nodig is om te sê, ek is nie skuldig nie, is om maar na iemand anders se meer besittings te kyk. Dis hulle wat gierig is. Dis nie waar nie. Jesus sê met hierdie paar verse, die oog is die lamp vir die liggaam. Moet jou nie blind hou vir die mag wat geld of skatte oor jou kan hê nie. Juis omdat mense geneig is om blind te wees daarvoor. En ek wil hê ons moet dit toets vanoggend. Die maklikste om dit te toets is, dink 'n bietjie, ek het dit lanklaaste gesien, maar dink 'n bietjie as jy 'n groot som prysgeld sien wat gewen kan word. En kom ons maak dit sommer baie groot vanoggend. Wel, vir my is baie groot sê maar 10 of 15 miljoen rand. En wie van julle het nie al gewonder wat ek alles met daai ou geldjie kan doen nie, of sal doen nie? En jy gaan dit miskien sê nie, maar dit sal my onafhanklik maak. En as ek skuld het, gaan ek al my skuld betaal. En ek sê nie julle nie, ek gaan vir my Bosveld plaas koop. Miskien gaan ek vir my Land Cruiser ook koop. Nie dat dit verkeerd is om 'n Bosveld plaas te hê, of dat dit verkeerd is om 'n Land Cruiser te hê. Verstaan net mooi. En ek gaan miskien vir my pa 1 miljoen gee. Ek gaan miskien vir my ma 1 miljoen gee, en vir my ouma ook, vir my boetie en vir my sussie, gaan ek net 500.000 elkeen gee. Ek het klaar gekla. Kom ons vergeet van geld wat gewen kan word, want dit klink vir my te veel na dobbel. En ons vertrou ons op die Here nie waar. Miskien kan ons vanoggend vir mekaar sê, ons het tog 'n verantwoordelikheid om 'n bietjie geld by mekaar te maak, sodat ek vir my gesin kan sorg, en sodat ek vir my 'n pensioen vir my ou dag by mekaar kan maak. En dit is so. Maar die eerste verantwoordelikheid, sê die woord van die Here, is teenoor God om sy wil te soek ook daarin. Jesus gee die antwoord. Maak jou skatte in die hemel by mekaar. As jou skatte daar is, sal jou hart ook daar wees by God in die hemel. Hy sê, beywer jou allereers vir die koninkryk van God, en al hierdie dinge waaraan ons kan dink om te kan bestaan, kos en klere, en 'n huis om in te bly, en miskien al is jy afgetree, sal God vir jou byvoeg. Dis 'n wonderlike belofte wat die Here vandag vir julle gee om te sê, as jou hart in die hemel is, sal hy vir jou sorg, ongeag of jy 10 of 15 of 20 of 100 miljoen rand in die bank het. En dit moet ons ook mooi verstaan. En ek dink sommer so terloops Afrikaans, juffrou, die Afrikaanse gesegde, waar die hart van vol is, loop die mond van oor, nie waar nie? Ek dink ek sê dit reg. Die Here Jesus sê, jy kan nie 1 uur, eintlik sê hy daar 1 el, maar jy kan nie 1 uur by jou lewe verbyvoeg, om jou te bekommer oor die dag van môre nie. Die Here Jesus sê, hy sorg vir die diere van die veld. Al het jy soveel skatte en rykdom as wat Salomo gehad het, sê Jesus, kan God jou nog meer gee as dit. Hy sê eintlik, ek kan jou nog mooier aantrek as dit. Weet jy wie van julle is bekend met die omgewing hier by Malipo nie? By die oog het ek Saterdagoggend, ons het 'n belydenislaskamp gehad, en ek het gaan stap daar. En ek kry wel vir my een van die pragtigste, ek hou van die natuur, ek hou van bome en blomme en alles, een van die pragtigste
rooi blomme in die veld. En wat doen ek toe ek weer 'n sein het, soos wat julle ook maak? 'n foto geneem en ek Google Lens hom. En ek sien, dit is 'n bloedlelie of 'n rooi kwas wat dormant lê in die grond vir die helfte van die jaar miskien. En hier teen lente stoot dit hierdie pragtigste rooi blom, eintlik baie unieke blom, stoot dit uit. Die Here sê, hy sal jou mooier aantrek as wat daai blommetjie by Malipo is. En dit is die boodskap wat die Here vanoggend vir ons gee om ons eie te maak. En dit is, glo ek, die boodskap waarmee die Here ook die matrikulante wil wegstuur. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Miskien vir oulaas. Miskien kan jy vir my sê, wel, goed, ek sal dit probeer. Miskien werk dit. Kan ek my net gou weer herinner aan wat Jesus gedoen het. Hy het al die glans en die pragt wat daar vir hom in die hemel was, het hy opgeoffer om vir jou aan 'n kruis te sterf. Dink 'n bietjie die min wat die Bybel sê van hoe dit in die hemel lyk, goue strate, mooi pragtige ladings, bome, lowergroen grasvelde, niks swaar kry nie, niks seer nie, niks werk nie. Ek bedoel arbeid. Niks bloed wat loop. Dit offer Jesus op om swaar te kry en om seer te kry en om bloed te gee, sodat hy vir God die Vader kan sê, ek het in sy plek, ek het in haar plek swaar gekry en seer gekry en gesterf, sodat hulle kan vry wees. Dit wys die geregtigheid van Jesus, en ek wil ook by sê, ons moet daarvoor bid. Jy kan nie net in jou gebed bid vir die sonde wat jy vergewe wil hê. Jy moet ook kan pleit vir die geregtigheid van Jesus. En dit is iets wat ons moet oefen, is hierdie geregtigheid van God, sodat ons gefokus sal bly op hom, sodat ons meer en meer soos Jesus sal word. Die Bybel sê, meer en meer gelykvormig aan hom. Hebreërs 12 sê, die oog gefestig op Jesus. Net vir oulaas julle aandag gou 'n bietjie. Wie van julle kan onthou wat ek gisteroggend by die opening in die saal by die skool vir ons uit die Bybel gelees het? Kolossense 3 vers 1 en 2 nie waar nie? Die heel eerste 2 verse wat ek gelees het. Goed, kom ek aanvaar, julle kan almal onthou. Maar ek gaan dit weer 'n keer lees ook. Dit sê, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op aarde is nie. En dit is my gebed vir elkeen van julle. Van klein, jonk, tot groot, oud, sê ek met respek. My gebed vir elkeen van julle. Soek die koninkryk van God en sy geregtigheid.
Vestig jou oë. Vestig beteken dit gaan nooit af. Vestig jou oë op Jesus. En soek die dinge wat daar bo is. En laat dit altyd in jou gedagtes wees. Daarom wil ek afsluit met die kort sinnetjie. Mag jou ambisie, jou fokus altyd op Jesus wees. Amen. Kom ons bid saam. Liefdevolle Hemel, Here, dankie dat ons hierdie wonderlike boodskap weer nuut kon hoor vanoggend. Dankie Here dat dit ons ook nederig maak. As U vir ons sê, wanneer ons U koninkryk soek en U geregtigheid, dat U vir ons selfs mooier sal aantrek, as daardie ou blommetjie by Molopo. En dat U vir ons sê dat U vir ons alles sal gee wat ons nodig het. En ek kom bid vanoggend, Here, gee dat elke een van ons daardie onderskeidingsvermoë sal hê om ook te doen wat reg is in U oë in daardie opsig. En ek bid veral vir jong mense, vir skoolverlaters, wat in hierdie wye wêreld moet ingaan. Een vyandige wêreld, Here. Dat U hulle oog gefestig sal hou op ons Here Jesus Christus, die leidsman en die volëinder van die geloof. Dat hulle altyd, Here, ongeag wat hulle werk is en wat hulle hand goed vind om te doen, dat hulle altyd die dinge daarbo waar U is, aan die regterhand van God die Vader, dat hulle altyd die dinge daarbo sal bedink, sal bepeins, dat hulle altyd in Jesus sal leef. Ek dank U vir hulle lewens, en ek dank U, Here, vir hierdie klomp jare wat hulle in die skool was. En dat U hand ook daar was. En dat U hulle gelei het en dat U hulle vasgehou het. Dankie, Here, vir die skool wat hierdie pragtige kinders van ons kon opvoed en kon lei, sodat hulle vandag en vanoggend hier as waardige matrikulante en skoolverlaters kan staan. Ek bid, Here, dat U vir hulle die lewenspad gelyk sal maak. En ek bid dat U sal seën dit wat hulle doen en dat dit goed sal wees in U oë. En ek bid dat U ook die skool sal seën in elke leerkrag, elke leerder, die personeel. Dat hierdie skool ook 'n sieraad in die gemeenskap sal wees. Ek bid ook vir die ouers wat dalk vanoggend 'n bietjie hartseer is en miskien mag dink my kind word te vinnig groot. Dat hulle ook sal weet, U is in beheer, U is soewerein in beheer van alle dinge. En hulle lewens lê ook in U Vaderhand. Ek bid dat U met ons sal wees in die res van hierdie dag. Behoed en bewaar ons van die bose en gee vir ons
elkeen 'n rein hart, Here. Dit bid ek in die naam van ons Verlosser en Saligmaker, ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Kom ons sing eers die slotlied, Gesang 298, ook op die blaadjie gedruk, 2 verse sien ek, die eerste en die derde vers sluit ook aan by hierdie gedeelte uit die Matteus Evangelie, soek in God jou sterkte, kry by hom jou krag, met sy wapenrusting klee hy ons met mag. Kom ons sing albei die verse, waarna julle weer julle sitplekke kan inneem, sodat ons die verrigtinge hier in die kerkgebou net so eentjie verder kan neem.